Kan inentings die vraag na kalvers verhoog? Ons gesels hierdie week bietjie meer in detail daaroor. Dan sien ons ook dat kalfpryse gedaal het laasweek, wolpryse verder styg terwyl varkpryse steeds hoog bly. Hierdie vleisprysoorsit word met trots aan jou gebring deur John Deere. Ongeveer 81% van die mense wat hierdie video kyk, volg ons nog nie op YouTube of Facebook nie. Gaan kyk gou asseblief of jy ons wel volg, dit kos jou absoluut niks nie en dis die maklikste manier om ons te help groei en hierdie inhoud aan die gang te hou. Op 'n snaakse manier is jy dan deel van ons suksesverhaal en wat ons probeer bereik hier by AMT. So baie dankie dat jy deel van ons AMT gemeenskap is. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het met amper 3% gedaal laasweek en staande dan nou op R39,98 per kilogram. Die top 40% gemiddelde prys wat ons gebruik vir die gemiddelde kommersiële prys daal dan ook na R41,51 laasweek. Die Vrystaat se speenkalfprys daal dan na R40,68, Mpumalanga se prys op R38,02 en die Noordwes nou op R39,99. Soos verwag het die laer slagpryse dan oorgespoel na die kalfmark ook en dit dan ook so bietjie onder druk geplaas nou. Ek dink wel ons kan 'n skerper daling eers vanaf Maart tot April moontlik sien, veral as hierdie droër toestande vererger en daar dan meer diere bemark moet word oor daardie tyd as gevolg van swakker veidingstoestande. Ek hoop wel nie dis die geval nie en dat almal wel baie mooi reën kry in meeste gebiede. Ek sien Karan het 'n verklaring uitgestuur oor die koop van kalvers wat nog speerbaar ook dan moet wees. Maar die goeie ding is dat meeste voerkrale wel nou maatreëls ingestel het waaronder hulle kalvers gaan inkoop en kan dit die vraag na kalvers ook verhoog. Ek dink dit gaan veral die geval wees wanneer inentings dan afskop en ons dan die beter vraag sien met meeste krale wat steeds onder kapasiteit op die oomblik is en dalk dan weer moet inkoop. Maar wanneer hierdie presies gaan gebeur, bly maar steeds 'n raaisel. Die AMT slagprys stabiliseer gelukkig met die AMT se opnameprys tans op R64,50 met die C-graadprys sywaarts op R57,25. Die goeie nuus is dat pryse nou stabiliseer en hoop ek ons kan rondom hierdie vlakke bly as 'n nuwe maatstaf. Dit kan dan beteken dat kalfpryse ook moontlik hoër vlakke as laas jaar kan handhaaf hierdie seisoen. Goeie nuus is dat die gemiddelde stoorlamprys sy vlakke steeds handhaaf en op R50,40 verhandel laasweek. Swaarder slaglammer staan nou op R48,78. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat daal dan na R51,67 met die prys in die Noord-Kaap so op R45,88 waar dan meestal dorper tipe lammers is. Ek dink ons kan nou sien dat die laer slagpryse wat redelik skerp afgekom het oor die afgelope 2 weke ook dan nou oorspoel na stoorlammers toe en dalk hierdie pryse ook dalk 'n bietjie afforceer. Die A23 slagprys daal dan ook laasweek en staan dit nou op R102,86 met die C23 prys op R75,75. Soos genoem, ek dink slagpryse gaan ook nou daal soos vraag toenemend onder druk behoort te kom tydens Januarie en dalk die eerste deel van Februarie ook. Ons sien in meeste jare dat skaapslagpryse tot so Maart onder druk behoort te bly en dan weer in April ongeveer stabiliseer, klein bietjie opwaarts dalk beweeg, soos vraag ook gewoonlik hier rondom Paasnaweek dan bietjie optel. Op die derde veiling van die jaar het wolpryse weer eens baie goed gevaar en styg die 20 mikron RWS prys na R238 per kilogram met die nie RWS 20 mikron prys op R224. Die gemiddelde RWS prys het laasweek dan op R233,99 verhandel. Hierdie is regtig 'n positiewe beweging en sein vir ons wolboere, aangesien dit dui op volhoubare, goeie vraag. Ek dink hierdie kan dalk 'n goeie jaar vir ons wolboere ook wees. Die bokmark het dan ook onder baie druk gekom die afgelope week met grootbokpryse laer op R27,93, kleinbokke daal na R52,73, mediumbokke op R45,28 met bokkooipryse so bietjie op na R50,02. Bokpryse daal dan tradisioneel oor die eerste 3 maande van elke jaar weens laer vraag oor hierdie tydperk en ook hoër aanbod en verwag ons dus dat hierdie mark nog verder kan daal of ten minste op hierdie laer vlakke bly vir die volgende paar weke. Hoenderpryse kom ook onder druk met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys op R35,54, varspryse daal na R39,88 en die EQF prys bly hoër op R35,50.
Hoenderpryse kom ook gewoonlik onder druk soos ons in Februarie en Maart in beweeg en vraag gedemp is, maar sien in April wat wel bietjie beter vraagmaand vir hierdie markte kan wees waar die pryse wel bietjie kan optel. Varkpryse het gemengde resultate gehad in die afgelope week, met die nuutste spekvarkprys dan afwaarts na R40.62, vleisvarkpryse styg met 1% na R41.58, met die nuutste worsvarkprys hoër op R32.12 per kilogram. Hierdie pryse behoort bietjie terug te sak in Februarie en kan dan onder druk bly tot Mei of Junie hierdie jaar, waarna ons gewoonlik eers weer ondersteuning in die mark verwag. Oor die tweede helfte van die jaar styg hierdie pryse dan tradisioneel. Graad 1 lucernpryse staan op R3.450, graad 2 lucern op R2.950 en prima lucern rondom R4.200 per ton. Choppryse het onder druk gebly en verhandel steeds op R2.550 per ton laasweek. Daai was jou weeklikse vleis- en voerprys oorsig wat met trots aan jou gebring was deur John Deere. Sien weer volgende week.